Lyk ons aan reg op die ding. Ja, lyk baie mooi met die hond. Goeienaand, gemeenskap en ondersteuners van St. Helena Bay. So vanaand het ons nou nie die legendes program nie. Ons het so 'n blaaskansie hierdie week gevat vir die voorbereidings van ons eerste Liga game Saterdag. Ons gesels vanaand met die voorsitter van St. Helena Bay Rugby Club. So ons gaan so 'n paar vrae vra met Edmund Knapie Williams. Ons sal seker nou maar by ek noem maar Edmund. Vir my klink dit beter. Knapie klink so klein vir die voorsitter. So welkom meneer by ons program vanaand. Miskien die eerste vraag. Ons het nou hierdie jaar het ons verkiesing gehad en alles het mooi afgeloop. Die verslae is ingedien. Boland was gelukkig. U mening oor die AJV wat plaasgevind het? Ja, baie dankie Johan, goeienaand. Eerstens dankie dat ek op die program kan wees. Ja, ons verkiesing het, soos jy sê, goed afgeloop. Alles was in plek. Die mense praat gewoonlik van die finansiële geauditeerde state, dit was in plek. Met ander woorde, St. Helena Bay is op die regte plek en is op die regte pad. 'n nuwe bestuur is gekies, maar eintlik is dit maar 'n aanvulling van die ou bestuur. Ons het nuwe lede gekry. Namelijk Johan met die ondervoorzitter is. Gelukkig meneer. Ja, baie dankie. Op televisie. Dan is Dion Horizon wat ingekom het op die bestuur. De Ivory George ingekom op het bestuur. Verder die ander lede was reeds lede van die bestuur vanaf 2022. Yes. En dat moes maar dat gekoopteer vir die jaar. Maar die huidige bestuur, volgens my, die naam is 'n span. Maar wat wil vir die klub werk en ek glo ons gaan vir ons termyn kan en gaan ons St. Helena Bay dit nou hoogtes toe neem. En as u nou vanaand 'n boodskap vir die bestuur moet gee, wat sal daardie boodskap wees? Ek praat gewoonlik met die bestuur, ek gee gewoonlik van die boodskap as ons in die vergadering is net kom ons werk saam as 'n span. En as ons 'n span saamwerk, dan kan ons baie dinge te bowe kom, die van die Here natuurlik. Ek het nou die dag genoem van die ketting. As 'n ketting breek, een skakel breek, dan kan hy basically kan 'n fiets kan nie ry nie. Met ander woorde, ons moet 'n ketting opbring en St. Helena Bay moet vorentoe beweeg. Yes, 100%. En dan voorsitter, as ons kyk na die coaching team, ons het dit aangekondig. Daar's 'n paar nuwe manne wat bygekom het, 'n paar manne wat bevorder is. Die boodskap aan die afrigters, wie is daai nuwe manne wat ingekom het, wie bevordering gekry en wat is die boodskap vir die afrigters vir hierdie jaar? Ja, vir die mense wat nie weet nie wat buite die klub staan, buite die bestuur en buite die klub homself staan. Ons het in 2022 met 'n groepstelsel begin. Nee, ons het 'n A-groep wat bestaan uit die A-span, die eerste span en die tweede span, en 'n B-groep wat bestaan uit die derde span en die vierde span. Nou, die afrigters, soos ons bekend gemaak het, vir hulle wil mense ook net sterkte toewens. Ons het reeds met hulle persoonlik gepraat in die bestuursvergadering nou die aan. Net persoonlik sterkte toewens dat elke ook sy deel moet bydra. En dat daar harmonie onder die coaches homself moet wees. Anders gaan dit nie werk nie. Maar ons gaan oog nie, ons gaan nie dophou soos 'n polisieman speel nie. Maar ons gaan van nou af gereeld of meer met mekaar kommunikeer. Soos voorgestel deur een van die bestuurslede, sodat ons die ding net beter kan doen as in die verlede. Maar die coaches moet weet, ons as bestuur is agter hulle. Ons ondersteun hulle volkome. En dan by die C-span is daar 'n nuwe persoon wat bygekom het op die afrigtingsstruktuur. Die C-span is nou die B-groep. Die hoofafrigter is natuurlik meneer Clarence. En dan is dit Wesley, Carolus en Anis Galant. Waar Christian is hulle bestuurder. Hulle drie is nog daar. En dan by die A-groep is dit Iwan,
die hoofafrigter en in die aas in die eerste span se agterlyn afrigter is Tyron en die voorspeler is Elton. Yes. In die B span of in die tweede span is die agterlyn afrigter Ricardo Quinta en die voorspeler is Vincent. Vincent is 'n nuwe toevoeging Yes. tot die afrigtingspan. Ja. Dis Dat nog is heiliglik die span. Yes. En die managers natuurlik is John Johnson in die tweede span en Clyde Summers in die eerste span. Yes. Okay. Dus 'n lekker span en we gaan saamwerk om die span lekker voor te berei vir 2025. Ek moet noem Johan, daar is ervaring. Yes. Alle manne het ook by die klub rugby gespeel. En hulle ken die geskiedenis van die klub, hulle ken die kultuur van die klub. Hulle kan dit voorbeeld. Ja, definitief. En dan seker nou die belangrikste is ons spelers. Dink jy ons het dit om die jaar goed te doen? Ja Johan, beslis. Ons het die kapasiteitsspeler om soos ons doel gestel het. Ons stel ons doel volgens die kapasiteit wat ons het. Yes. En volgens dit wat ons het ons doel gestel. En ons doel is daar om kampioene van die Weskus te wees en ook kan die uitspele kampioene van Boland te probeer wees. Ons het die voorspelers, ons het die agterspelers. Yes. As die manne as 'n span saam gel. Ek noem dit gereeld, ek noem dit vir die seuns gereeld. As hulle as 'n span saam speel, kan niks en niemand. Ja. Niks of wat 'n span ook al, ons sal die beste daarvan maak. Ja. Ons het regtig 'n goeie groep spelers wat Sint-Helena by se naam hoog gaan hou die jaar. Ja. Ek glo so. En dan is daar nuwe toevoegings tot die span, tot die klub, die spelers wat bygekom het. Ja Johan, ons het in 2023 het ons van ons spelers verloor, nie verloor nie, maar net 'n bietjie geskuif weer dorp toe. Ja. En daai spelers is nou weer terug. Yes. Vir al die senior spelers soos Kurt Andrews, Chirwa Yes. is ook terug en dan Marcel Petersen is terug en Cohen Julius. Dis senior manne wat nou weer terug is in die groep. Daar is nog weer nuwe manne van ook van Vredenburg, ek ken nou die bynaam Nallis. Baie opwindende speler is ook daar by ons. En daar's 'n paar nuwe spelers wat ek nog nie die naam van ken nie. Maar dit kom aansluit daar by die klub. Yes. So daar's nuwe ouens wat aangesluit het, manne wat lus is om rugby te speel. As ons kyk na die ander strukture in die klub, het ons ook die projekspan. Die boodskap aan die projekspan vir 2025. Ja, vir die mense daar buite Johan, ons het ook 2023 besluit ons wil 'n projekspan in die lewe bring. En dit het beslis tot sover vrugte afgewerk. Die projekspan is natuurlik sy core-funksie is natuurlik om geld te genereer vir die klub. En onder leiding van Caroline, jy jouself is op die projekspan en nog ander lede doen hulle verskriklik goed. Ek wil hulle ook net sê, hou aan met die goeie werk. En vertrou die bestuur dat ons as 'n span saamwerk en die klub na hoogtes. Ek wil nie spog nie, maar ek wil tog sê dat ons die projekte geïn soos die Benne projek. Wat regtig iets goed is. Ek dink by volgende geleentheid sal ons 'n bietjie uitbrei oor die projekte wat ons aanpak. Ons het nou in die week het ons 'n projek van stapel gestuur met Coca-Cola. Met ander woorde die projekspan Johan doen vir my baie goed en ek wil hulle sê hou aan met die goeie werk. Hulle werk gaan nie ons gesiens verby nie. Die jong spelers daaronder sien wat weer in die klub. So ja, met Coca-Cola wat natuurlik nou ons official hydration partner is, wat Saterdag gaan kom en koeldranke gaan te koop wees en hulle gaan ook dan koeldrank en water en energies verskaf aan die spelers. So ek dink daai is goed. Ons het natuurlik ook voorheen was dit genoem die werkerskomitee en ons het hulle naam bietjie verander na die evenskomitee met Michelle wat in charge is daarvan. Die boodskap aan die evenskomitee vir 2025. Ja, ek wil dit eers ook noem Johan, ek is beskiklik opgewonde.
oor wat gaan gebeur die jaar. Die eventskomitee het al afgeskop met 'n dans wat redelik suksesvol was. Ons is alles besig met Friday verkope, Vrydag verkope. Takeaway Fridays. Vir Michelle en span wil ek sê, eerstens baie dankie. Wat hulle doen vir die, nie vir my nie, of vir die bestuur vir die jong seuns van die rugbyklub. Hou so aan. En ons gaan, ek glo ons dit doel waant ons weer met die eventskomitee, maar ons gaan dit nou bekend maak. Die spelers weet presies en die klub weet tot waartoe of waar naartoe die eventskomitee weer. Sterkte vir Michelle en sy span. En dan belangrik natuurlik die ondersteuners van St. Helena by Rugby Club. En ek dink in die tyd toe u nog rugby gespeel het, was daai ondersteuning daar. Hoe passievol is die ondersteuners van St. Helena by Rugby Club? Ja, ek praat graag oor as ondersteuners. Julle weet, ek noem dit gewoonlik as toeskouers en ondersteuners. St. Helena by baie ondersteuners. Ons het dit agtergekom in 2023. Toe ons wedstryde sonder toeskouers moes speel. Ons ondersteuners het in die reën buite gestaan. Ons ondersteuners loop nie weg as ons manne agterloop. Ons mense bly tot aan die einde. Ek haal my hoed af vir ons ondersteuners van St. Helena by. Vir hulle wil ek net sê, kom veld toe, ondersteun die span soos julle gewoonlik doen. En los opponente uit. Ons ondersteun ons spelers. En hulle, ek glo, hulle sal ons ondersteuners gelukkig maak. Maar nogmaals, baie dankie vir die ondersteuners. Hulle weet wie hulle is. Ons kan ons nie sê wie is ondersteuners en wie nie. Maar dis die mense wat weet wie hulle is eintlik ons hele St. Helena by. Ons as klub is verskriklik trots op julle. En ons hoop en glo dat julle ons nog steeds so sal ondersteun. Julle is byk. En hierdie jaar glo gaan groot kompetisie wees. Een van die nuwelinge in ons liga is goed verwag. Ons gaan ook goed verwag toe en dan die ander spanne soos Steenboskou wat die langs in ons is, Saldanha, Paternoster. Soos allemaal groot derbies en dis nogal iets sekerlik om uit te sien na. Die mening oor 2025? Ja Johan, ek wil eerstens begin dit Saterdag uit te sonder. Ons eerste liga wedstryd, ek het nog pas gepraat oor die toeskouers, ek wil toch vir hulle nooi om Saterdag die veld voor te sit. Die seuns het hulle ondersteuning nodig. En nie net vir Saterdag nie. Die wedstryde wat nog oorbly ook, wat ons nog moet speel. Goed verwag, as 'n ander ons het langlaas goed verwag gespeel. Ons ken nou ons ander opponente, se spelpatrone en die manier hoe hulle speel. Goed verwag is vir ons onbekend. Al het ons in die verlede nog goed verwag gespeel. Maar ons kan ons nou nie vir goed verwag onderskat nie. Ons gaan nie een span onderskat nie. Ons doel wil ons doel nastreef deur elke wedstryd op meriete te speel en elke wedstryd wil ons speel om ons doel te bereik. Ons gaan nie 'n wedstryd uitsonder of 'n team target soos hulle sê. Nee, ons gaan elke wedstryd speel asof dit 'n eindstryd is. Dit het ons deel gemaak van ons beplanning vir die jaar met die rugby spelers. En daar is natuurlik nou 11 spanne binne ons kompetisie. En behalwe St. Helena waarop u nou baie trots is, wie sal u sê, wie is die spanne wat u glo tafel kompetisie gaan wees vir 2025 in ons liga in? Johan, eintlik 'n moeilike vraag. Want al die spanne, soos vir die jaar gesien het, is moeilik om teen te speel. Want ons het so gesê, dat sê, die manne gee hulle beste teen St. Helena by. Al die klubs, hulle verloor laasweek groot, maar die week teen St. Helena by speel, dat hulle die manne wil op hulle beste. Maar wat ek kan aflei vir hierdie jaar, ons het gespeel vriendskaplike wedstryde teen Langebaan en Hopefield. Daai twee spanne se spelpel het gelig van verlede jaar. Mens kan dit definitief sê. Hulle sal beslis dopgehou moet word. Ek gaan niks sê van die ander spanne nie, want ons het nog nie hulle gespeel die jaar nie. Ons sal hulle maar
as ons die hulle speel. Ja. Die week voor hulle speel, sal ons aandag aan hulle gee. Ja. Maar al ons aandag is die week Steenbokskouer. En dan laastens ons het ook begin met om met die legende uit te reik na die legendes toe en ons het die program The Legends Locker Room. Wat wil u van die legendes vanaand sê? Johan, ek geniet die program. Ja. Ek geniet die legendes wat al reeds op die program verskyn het. Dit is ware legends van St. Helena by Rugby Club. Baie legends het is al verlate, né? Ek gaan nie name noem nie, maar het is 'n pypprogram. Hou aan daarmee. Julle gaan nog agterkom, dit is die eerste generasie met wie hulle nou gepraat het. Wie nou besig om te praat van St. Helena by Rugby Football Club. Daar's nog 4 generasies. Maar daarna kom tot voor ons by die huidige spelers kom. Die mense moet tog inskakel en kyk, want dan gaan nog goeie geselsprogramme van die legends afkom. Daar's baie ouens wat mense nie meer van weet nie. Wat rugby gespeel het en hoe goed voel hy mense se families. En hulle sien my pa of my broer of my oom word ook erkenning gegee. Baie dankie vir die program, Wanderij en Johan, dat julle die program aan die klub kom bekendstel en die klub het aanvaar dat julle moet voortgaan daarmee. Sterkte met dit ook julle twee pa en seun. So baie dankie. Soos het gesê, ons gaan die program vanaand kort hou. Net die voorsitter se boodskap aan ons verskeie strukture. Ek wil die voorsitter ook sterkte toewens vir hierdie seisoen. Ek meen om so 'n groot klub te lei is soms 'n uitdaging, maar dis ook lekker om spits te staan van so 'n groot klub. So sterkte vir u en geniet die rugby. Ek dink ons gaan goeie rugby sien hierdie jaar. Ek het gister vir coach Ivan gesê dat ek sien uit na hierdie jaar. Ek is so opgewonde oor hierdie jaar en ek dink 2025 gaan 'n groot jaar vir St. Helena by Rugby Club wees. Johan, so alles sterkte. Johan, baie dankie vir ons afsluit. Ek was oor Sondag in die diens van die klub en daar het hulle gepraat van 'n nuwe seisoen. Ek was gister by die Woensdag diens. Daar het ons weer gepraat van 'n nuwe seisoen. Met ander woorde, nuwe seisoen het aangebreek en ons gaan die beste maak van die nuwe seisoen wat voor lê. Baie dankie Johan en Javandre dat ek kon deel wees van die program vanaand. Ek hoop ek gaan as 'n legend later in die derde generasie. Sal ek daar inkom. Sekerlik. Baie dankie julle. Dankie. Johan, as is dit.